Goeiedag. Ons is besig om te fokus op die aanloop na Jesus se kruisiging en ons lees Johannes 18 vers 4 en verder. En omdat Jesus alles geweet het wat oor hom sou kom, het hy die tyd gegaan en vir hulle gesê, wie soek julle? Hulle antwoord hom, Jesus, die Nasareëner. Jesus sê vir hulle, ek is. En ook Judas, sy verraaier, het by hulle gestaan. Toe hy dan vir hulle sê, ek is, het hulle agteruit gegaan en op die grond geval. Eindelik sê dit, en Jesus het vorentoe getree, vorentoe beweeg, soos 'n koning sou maak as hy 'n aankondiging wil maak. Dis 'n soort metaforiese houding van ek is heerser, ek tree vorentoe, ek neem die leiding, ek neem die inisiatief. Hy het koninklik vorentoe gestaan, dis die punt. En hy sê vir hulle, in die oorspronklike teks staan dit eintlik so, ek is. En Jesus herhaal dit, hy sê nie, dit is ek nie, om homself te identifiseer nie. En hiermee vat hy hulle so ongeveer 1600 jaar terug, toe God aan Moses gesê het, op sy vraag, wat moet ek vir die mense sê, wie stuur my? God sê vir Moses, sê vir hulle, ek is. As jy meer as dit sê, dan gaan jy God vasvang in 'n spesifieke naam, 'n skema, denke en prosesse, wat ons nie met hom kan doen nie. Nou sê Jesus, ek is met soveel gesag, dat hulle agteruit styer en val. Dis in die omgewing van 600 soldate plus godsdienstige mense wat gekom het om Jesus gevange te neem. En die hoofman oor 1000 was saam om een man te arresteer. Hulle het voorsiening gemaak vir tot omtrent 1000 mense. Hulle val agteroor in hierdie demonstrasie van die krag van die woord uit Jesus se mond. Ek is. Mense, dis iets fenomenaal wat hier gebeur. Hulle staan so waar op en herhaal presies dieselfde gedrag. Jesus vra hulle weer, wie soek julle? Ek meen, hulle het dit reeds gevra. Jesus het 'n demonstrasie gelewer deur nie geweld te gebruik nie, maar sy absolute godheid tentoon te stel en 'n atmosfeer te skep waarbinne wat nou gaan volg nie menslik is nie. En dat hulle 'n koning arresteer. Daar staan mense langs hom, vreesbevange. Dis sy vriende, sy disippels. Hulle het nie geval nie. Die wat saam met hom lewe buig gewillig voor hom neer. Die volgende wat hulle sê is hulle soek Jesus van Nasaret. Om seker te maak hy is spesifiek die een wat hulle in hegtenis moet neem. En Jesus sê weer, ek is. Maar los hulle, die mense by hom. Ons. Wat sien ons hier? Kom ons staan 'n oomblik stil om hierdie geweldige gebeurtenis waar Jesus sy koninkryk demonstreer, deur te herhaal wat hy gesê het 1600 jaar terug met soveel oortuiging en krag dat hulle agteroorval. Stilweg is Jesus se boodskap. Julle vat nie aan hierdie mense van my nie, die disippels by hom. Wie sou nadat jy sonder die gebruik van wapens teen die grond geklap word met net ek is? Dit waag om sy vreesagtige disippels te beseer. En dan hoor dit. Hoor die beskerming wat hier plaasvind. Jesus demonstreer net eers wat kan gebeur, 'n wonderwerk, 'n kragtige daad. Ons kan wel vra, wat het hier gebeur? Ek weet net die geweld van die ek is teenwoordig. Die godheid is so teenwoordig dat hulle nie op hulle voete kan staan nie. Dit is 'n waarskuwing en ek wil hê u moet dit vandag hoor. 'n Waarskuwing, julle los my mense uit. Want jy sien, dit is hierdie mense wat die voordeel gaan trek uit sy lyding. Dit wat besig is om hier te gebeur. Durf waag om enige van sy disippels en die mense by hom aan te raak. Oeps, hy het vergeet om vir Petrus te sê, jy los hulle ook uit, hoor Petrus. Petrus voel so beskermd julle, dat hy sommer 'n dagger uittrek daar. Dit is vertaal met 'n swaard, maar dit is eintlik 'n slagmes. Hy haal hierdie dagger uit. Dis dalk wat hulle gebruik het om offers te slag. Hoekom het Petrus dit saamgebring? Wil hy 'n held wees? Het hy nie gesien wat nou net gebeur het nie, en hy haal dit uit en roekeloos, omdat hy so beskermd voel, en dalk lankal vir so 'n kans gewag het,
kap hy Malchus se oor af. Dit vra vir inhegtenisname. Waar kan jy 'n kompanie van 600 soldate gewapen aanvat met 'n slagmes? Waar, Petrus, is jou verstand? Dis die oortuiging wat ontstaan het toe hy die demonstrasie van die vallende soldate sien en die beskerming deur Jesus se woorde, los hulle uit. Die ek is teenwoordig. Niemand het Petrus in hegtenis geneem nie. Hulle het nie durwaag om hulle hande aan Petrus te sit nie. Is dit nie 'n wonderlike gebeurtenis in die lewe van die vreesagtige almal wat teenwoordig was nie? Ja. Petrus was wel 'n impulsiewe ou, roekeloos en geen gevaar gesien nie, want hy het die boodskap gekry. Ons moet egter ook sien dat Jesus die bewyse van die skade wat Petrus aangerig het en teen hom gebruik sou word, laat verdwyn het. Jesus het dit reggestel. Dis die pad van ons verlossing en ons vryspraak. Dat Jesus die mensdom op dieselfde wyse kom red van ons vrese, ons lyding, ons skuld en ons skaamte deur aan die kruis, al die getuienis die in ons laat verdwyn. Geen veroordeling vir die wie in Christus Jesus is nie. Dis die boodskap wat ek vandag in ons harte wil hê, die aanloop tot Jesus se pad na die kruis toe, wat gaan oor ons, sy mense, ons wie hy by die naam ken. Wie soek jy? Die een wat jou soek. Hy lewer homself uit met koninklikheid en bewys aan hulle wie dit is wat met hulle praat. Hy het homself oorgegee nadat hy sy mense beskerm het. Die soldate staan op en neem Jesus weg om net dood eenvoudig voort te gaan met hulle valse aantuigings. Jesus het geen skade gedoen, geen verkeerd gedoen nie. Ons sê, dankie vir u lyding, Christus sê, my plesier, en dit is my volgende tema, 'n geseënde dag. Kom ons bid saam. In ons angs en ons vrese, ons teleurstelling, het ons u teenwoordigheid en beskerming as waarborg, as u sê, niemand sal jou uit my hand uitruk nie. Ons voel so veilig as ons by u is en maak dit ons keuse vir vandag. Amen. Hier bo alles wil ek u soek, met vertroue u volg. Hier bo alles wil ek u soek, u met oorgawe volg. Ek vra die genade, ek vra die genade, ek vra die genade. Hier bo alles wil ek u soek, met vertroue u volg. Hier bo alles wil ek u soek, u met oorgawe volg. Ek vra die genade, ek vra die genade, ek vra die genade. Ek vra die genade om u bo alles te soek, en u met vertroue en oorgawe te volg. Ek vra die genade, ek vra die genade, ek vra die genade.